Dis die Rafa Rugby Podcast. Simon, is genadiglik weer Vrydagmiddag. Dankie Vader. Ek gaan nou my eerste bier knak net na hierdie gesprekkie van ons, maar dis ons weeklikse bier rugby oor 'n bier gesprek. So welkom terug man. Dankie en weer lekker om terug te wees. Ja, ek kan ook nie wag vir daai eerste groene wat gaan. Ek sit hier buite in my tuin hierdie week. Dis eintlik lekker. Ek moet eintlik meer hier met jou kom sit en praat en begin bier drink. Dan raak ek dalk wyster en ek het nou die voorreg om hier, en ek kan dit nou nie sien met die skoot nie. Hier is in die tuin is hier so 'n speel. Dis eintlik so fairy garden vir my kleinkinders. My vrou gemaak het. So ek het met die goedgunstige toestemming van my kleinkinders mag oupa nou hier kom. Simon in Wonderland. Ja, Simon in Wonderland. Dankie my kleinkinders. Julle oupa is net nog liewer vir julle. Ja, onthou net jy drink nie bier nie, veral nie so daai jy drink cream soda. Ja, nee. Asseblief hoor. Nou kan ons pak slaap by die sensors, jy weet nooit nie. So, ja. Maar jy gepraat van weet 'n paar biere vat na laasnaweek se debakel daar op Loftesversveld. Het ons agterkom die mense is maar redelik keelvol vir derbies, miskien omdat die Bulle verloor het, maar ons het 'n paar houe gevat daarvan ons Stormers ondersteuners oor ons nou nie genoeg gemaak het daarvan dat die Stormers vir die Bulle kom wen het op Loftes nie. So dat is maar die geleentheid gebruik vir die Stormers sê, well done ouens, julle het dit verdien, julle het beter rugby gespeel op die dag, julle was takties slimmer as die Bulle gewees. En julle het daar opgedaag met 'n doel, 'n missie en 'n strewe. Ons kon dit sien in julle oë, ons kon sien in Salman Murad se oë. Hierdie Stormers het nie gekom om te verloor nie en ek dink die Bulle was so 'n bietjie op die agtervoet gevang en nie net as gevolg van die weer nie. Wat het jy gedink van daai wedstryd? You're putting it mildly, my friend, as jy sê die Bulle is 'n bietjie op die agtervoet gevang. Die Bulle is uit die park uit gewees. Die Bulle was nooit in die wedstryd regtig waar gewees, veral vir 'n paar dinge nie. En ek wil graag daaraan raak want ek het gisterand ook met 'n stoere Blou Bil vriend van my gesels en hy het dit nogal onder my aandag gebring en ons het lank daaroor gesels. Die up and unders, kom ons praat maar nou soos wat ons dit almal ken. Nie hoe ons kop in die up and unders wat al jare en jare en jare deel is van 'n span se mondering wat die Bulls baie goed gedoen het totdat die Bulls uitgevind en uitgedink is en hulle strategie behoorlik ontdek is deur van die opponente en veral die plaaslike spanne. Dit het hulle gekos verlede Saterdag. Kieran Moody af is na die eerste 4-5 minute. Hy was die enigste ou wat die up and unders behoorlik kon diens aan die kant van die Bulls. Toe staan net niks vir die Bulls nie. En wat het die Stormers gedoen? Hulle dood eenvoudig net gegaan en gaan druk op daai seerplek. Van sout in die wonde vryf, die Bulls heeltemal onkapabel gevang wat dit aan betref. Nou, vra ek vir jou aan die een kant, as jy weet, want ek en jy was by die perskonferensie spanaankondiging die Vrydag gewees, en ek herhaal vir Jake se woorde aan, hy het geweet, hy verwag reën, en hy gaan 'n swaar pak voorspelers kies. En dit is inderdaad wat hy gedoen het. Maar die swaar pak voorspelers het hoegenaamd glad nie soveel eintlik gedoen vir die Bulls se voorvoet balbesit terwyl dit daai nat omstandighede was nie. Inteendeel, die Stormers het die scrums verwerk, baie goed, baie slim ook verwerk, op hulle eie ingooi ook gespeel soos wat Suid-Afrika teen Japan gespeel het, oormag van 'n Suid-Afrikaanse agtal. Japan baie vinnig die bal in en uit en daar gaan die bal en hulle versprei dit. Agterlyn vuurwarm, aangeskakel, wakker gewees. En al wat gekom het is daai hoë skoppe wat gehang het op die Bulls, sopnat toestande en die Bulls het gespoog daaronder. Losvoorspelers Dion Fourie, weer eens 'n klas van sy eie, 38 jaar oud, gespeel soos 'n 28 jaar ouer. Kudos vir die Stormers, absoluut. Ek het daardie tyd was my baie snaaks geweest. Hier kom Jake in, ons gesels bietjie met Jake en hy het so 'n bietjie gefilosofeer oor hoekom mag die spelers nou nie, hoe spanne mag die spelers verander nie as die wedstryd nou verander soos hierdie. Dit was 'n lekker onderhoud geweest en toe pak ons nou ons tassies en toe ons by die deur uitstap, hier stap Dobbo in by die deur. Vang ons almal onkant en ons skarrel daar terug soos 'n klomp mure op 'n warm, wat sê 'n kat op 'n warm plaat. Nou moet ons almal vrae uitdink. Dit was nogal lekker, ons het nou altyd mekaar gesit en lag. Maar wat interessant was, hy het ook gesê die Stormers gekom om te wen. Ek het wel vra oor Murad, Salman Murad wat so fisies was. Jy weet, en daarmee bedoel ek, hy het dalk hier en daar 'n bietjie van 'n, kom ons noem dit maar 'n swak tydsberekening gehad met 'n duikslag. Kom ons noem dit nou maar dit. Ja, Hy het warm embreispapier daar gesmeer op Loftes se nat velde. Punt is, een van Salman Murad se grootste kritiek wat mense altyd op hom gelewer is, feit dat hy nie fisies genoeg is nie. Hy is nie 'n eben tipe nommer 4 nie. Hy is groot, hy's sterk.
Maar mense sê altyd hy was dalk groot en sterk van standaard 2 af, so hy het nie nodig gehad om homself te bewys as die groot fisiese boelie nie. Hy begin dit nou aanleer en ek dink dis 'n goeie ding as jy kyk. Eben is nou hoe lank beseer, hy het nog steeds haarskudding, ons weet nie eens regtig hoe ernstig dit is nie. Ons het nie regtig 'n natuurlike opvolger vir Eben op die oomblik nie, maar dit is so half die ou wat daarin staan. Maar die feit dat hy nou hierdie kant van hom begin bewys, hierdie fisiese kant, is dalk iets wat Rassie hom gesien het. Wat het jy gedink van sy vertoning? Hy was die kaptein ook op daai dag spesifiek. Absoluut, 'n uitstekende kapteinskap wat hy ook gehad het, natuurlik die leierskap en die ondervinding gehad van 'n ou soos wat ek gaan genoem, Dion, wat reeds daar is, en die agterlyn wat behoorlik gefunksioneer het, behoorlik gediens is deur iemand soos Salman. Ek is baie dankbaar vir Salman, onder andere vir die rede soos wat jy sê dat tot hoor Laura, hy gaan nog baie Springbok rugby speel, Salman. En ek glo ook dat hy hierdie tipe hardword druk kan verwerk, spel, al hoe beter gaan begin bemeester. Terwyl ek dit sê, ons sal net nou daaraan raak ook oor Rassie, oor die baie wedstryde wat die Springbokke gaan speel hierdie jaar. En die interessantheid daarvan is dat Rassie wil hê ook dat die span moet gewoond raak, of die spelers moet gewoond raak daaraan dat hulle onder hoë druk kan funksioneer. So, dit gaan presies pas in Salman se mondering. Ek dink hy gaan al hoe sterker leier begin word in die Stormersgroep. Hy's 'n lekker ou om mee te gesels, hy's 'n aangename mens. Hy stil tipe speler, nie een van die regtig joviale ekstroverte nie, maar daar's plek vir ouens soos hy ook, en hy's hierdie stil tipe leier wat regtig waar gedoen. Ek dink die selfvertroue nie net as kaptein maar as speler ook, want hy het deksel se harde werk gedoen in die vaste fasette ook. Ja, altyd 'n skram wat teen die Bulls, 'n skram teen die Bulls, enige teenstander, 'n skram teen die Bulls. Jy sal jou skramwerk moet ken. Jy sal verseker op slot sal jy jou werk moet ken. Swys de Bruin praat altyd van die spine van 'n span. Dan begin hy so deur van die haker se kant af deurgaan na die slotte toe en die nommer 4 slot onder andere ook wat die kragspel, die tipe se bakkies bota tipe spel wat jy moet doen, wat jy moet lewer. En dit het hy baie goed gedoen in die skram, soos sy posisionele spel was uitstekend geweest. Sy aansluiting by die agterlynbewegings, die voorspelerwerk, hoe sukkel ek nou my woord te kry, voorspelerwerk wat hy ook gedoen het, die afbreekpunte wat hy gedoen het, baie ondersteunende spel ook in die afbreekpunte. My oog het hom nogal gevang toe ons kommentaar gelewer het. Daar is eintlik net so min tyd om daaroor onder andere in detail kommentaar te lewer, terwyl hy ou besig is om radiokommentaar te lewer. Maar ek wil vir hom 2 baie sterk kudos gee. 1 vir leierskap, 2 vir sy posisionele spel, en ek voorsien 'n blink toekoms vir daai jong man. Ja, nog 'n stormer wat my oog gevang het, en ek is 'n groot aanhanger van hom. Ek het al eigenlijk met Jake oor hom gepraat, dis Yuri Matthee. Dis natuurlik voor die groot André Pollard bom gebars het ek vir Jake daar eenkant gaan vra, wat dink hy van Yuri Matthee? En toe sê hy nog heel, nee, hy hou van hom, hy het al met sy agent gepraat, jy weet, daai tipe dinge. Ja, natuurlijk, hier kom André Pollard aan. Nou ja, Yuri Matthee sal seker altyd agter André Pollard in die ry staan, maar die feit van die saak is, op die dag was Yuri Matthee beter loskakel as Willie Leroux geweest, maar geen fout nie. Dis die eerste ding. En ek dink, so goed as wat Yuri Matthee was, so swak was Willie, weet daai rukkie wat Willie nie op die veld was nie, die Bulle eintlik beter rugby gespeel as met hom daar, hulle het slimmer rugby gespeel. Toe hy terugkom te probeer, is hy weer slim speel, en toe die Stormers ons lekker uitoorlê. Wat het jy gedink van die loskakelstryd? Ja, die loskakelstryd is, wat my betref, is dit 10-0 in die guns van die Stormers, Yuri Matthee, soos wat jy van praat. Willie is oorheers, en Willie, dis een van daai dae gewees wat, dit lyk my as Willie nie in 'n sekere mold of 'n program inspeel nie, wat wedstrydplan aanspeel nie, dan sukkel hy om te verander in die wedstrydplan en program. Ja, veral op 10. Dis waar hy sukkel. Op heel agter is hy totaal ander animal. Hy's totaal ander. Ek dink net hy het langer besluitnemingstyd. Ek dink sy vinnige besluitneming wat hy moet maak op loskakel, en er het ook melding daarvan gemaak oor die posisionele verskywing van Willie, onder andere oor, en die druk wat hy nou as 'n nommer 10 moet verwerk. As jy moet gaan volgens wat Jake gesê het, dat Willie meer as genoeg ervaring gehad het as loskakel vroeër in sy rugbyloopbaan, ja, dan moet dit aanpas. Maar ek dink weer eens, die druk in die omstandighede wat Willie onder was Saterdag,
het hom nie gepas nie, en dan ook die speeltoestande, en dan ook die uitoorlê van die Stormers, weer eens dit wat ons in die begin van gepraat het, die wedstrydplan wat die Stormers op die Bulls gespeel het, die planmakerry van die Bulls was hopeloos. En met tereg moet ons dit opmerk, dat Willie, toe hy van die veld af was, het die Bulls beter kon struktureer en beter die druk verwerk van die Stormers se kant af. En dis vir my 'n baie belangrike ding. Hulle kon die druk beter verwerk. Daar het baie minder gebeur wat die Bulls op die agtervoet gehad het, strafskoppe wat hulle afgestaan het toe Willie van die veld af is. Dis nie 'n goeie getuigskrif vir Willie onder daai omstandighede. Ek dink op die oomblik een van die Bulls se grootste probleem op die oomblik is die feit dat hulle Eldridge Lauro en Orkee verloor het. Cameron kom as hy daar nie. Daai groot sterk swaar ouens, jy weet, Eldridge, Andre Pretoria sê altyd Eldridge kan die hele span se shape regtrek. Nou hy sal mooi verstaan wat hy daarmee bedoel, maar as die Bulls nie moeilikheid is, gee die bal vir Eldridge en hy kry alles weer onder beheer. Arme Eldridge is nou uit, ek het hom maandag gesien daar by Loftus. Hy lyk goed. Hy lyk of hy 'n bietjie gewig verloor het, maar hy is sterk op pad. Hy lyk heel positief, ek bly om dit te kan sê. Hulle kom seker nou teen die tyd was die lense speel, hy 22 gaan net heftig gesond wees. Ja. Maar ek sê jy het nog gepraat van wat onder druk was. Ben Jason Dixon het bal jaar teen Willie. Hy het nou regtig weer die ou Ben Jason Dixon wedstryd gespeel wat ons weet hy kan. En natuurlik Evan Roos maak geen fout nie. Ek dink hy het een van sy beste wedstryde nog gespeel en wat vir my baie nice was, baie interessant was en Dobson het daarvan ook melding gemaak, die feit dat hy nie aggressief geraak het, hy niemand rondgekruik in hulle kraag nie, hy het nie geoorreageer nie, hy het net sy werk gedoen en sy mond gehou en dis al wat jy nodig het te doen. En ek weet dit is een van die probleme wat hulle met hom gehad het, daai onnodige aggressie wat onnodige strafskoppe afstaan, geel kaarte gekry het. Lyk my daaraan gewerk, Evan Roos nou spesifiek. Ja, verseker, ek is beïndruk met Evan Roos, hy was regtig, en hy het baie direk gespeel ook. Jy kon hom sien, kort het jy daai krulkop van hom sien deurgaan. In die middelveld, kortste afstand tussen 2 punte is reguit lyn, en dis, hy het geweet wat hy doen terwyl hy deur, en hy baie keer deur ook die verdedigings, voordat die verdedigingslinie van die Bulls behoorlik opgestel was Roos al klaar daar besig, en hy het nooit regtig sy bewegings getelegrafeer nie, alhoewel die Bulls het geweet, die oomblik as Roos daai bal optel, dan is daar moeilikheid, en hulle sal dit keerwerk moet ken. So, verseker, Evan Roos uitstekende werk gedoen. Maar in dieselfde asem wil ek 'n ander man se naam noem, Neethling Forsie. Ek dink baie van hom. Ek dink persoonlik, as 'n stit dink ek geweldig baie van hom. Ek is bly hy is ook in die uitgebreide groep van Rassie. Ek dink hy verdien regtig waar speeltyd as 'n Springbok. Maar hy wat Neethling Forsie is, was ook oral, en hy's 'n bedrieglike speler ook in die sin van sy beweeglikheid. Ek dink hy word baie keer onderskat. Een of twee van my vriende het ook melding daarvan gemaak dat Neethling Forsie verantwoordelik was vir Kobus Wiese se been wat seer gekry het. Ja, ek weet nie, ek het Andre gevra, Andre sê dit was nie as plus nie, dit was net die manier hoe hy geanker was. Ja, en ek het weer na die kyk weer gaan kyk, ek kon geen malicious intent gesien het aan die kant van Neethling Forsie nie. Dit was in die spel, soms gebeur dit nie, jy's in die pad, jy's in die kontak, en soms val jy net verkeerd, soms kry jou opponent jou net op 'n ander manier beet, maar uitstekende werk, Neethling Forsie, skramwerk ook, ek dink daar's 'n blink toekoms vir hom ook onder andere. Ek dink ons moet net nie vergeet nie, dit was nou nie alles doom en gloom vir die Bulls gewees nie. Ons onthou hulle het vir Kane Moody binne 4 minute verloor, toe hulle vir Marco van Staden verloor, en toe hulle vir Kobus Wiese verloor. Nou Kobus Wiese is op daai stadium met hy op 7 gaan speel, en hy het vir Evan Roos begin aan bande lê. So die feit dat ons vir Marco verloor het en toe vir Evan Roos verloor het, is 'n gereuse terugslag geweest. En dit ook Jake se hele bankstrategie omver gewerk. En hy het ook gesê, al wat die Stormers hoef te gedoen het was om terug te hou en hierdie Bulls net laat doodhard, wat hulle het geweet. Hierdie ouens wat van die bank af moes gekom het, is klaar op die veld en is 'n nat veld. Jy het self gesê swaar spelers, hulle was doodmoeg hier teen die einde. En al wat die Stormers toe hoef te doen, bring hulle vars spelers op en ja, nag Nella, dis presies wat gebeur. Slim rugby, maak geen fout nie. En Jake het ook gesê baie slim rugby. Maar ek dink nie die Bulls, mense gaan altyd so aan en ek het nou 'n broertjie dode aan het te sê Jake moet gefire word. En ons moet 'n nuwe coach kry. As iemand nog my sê ons moet 'n nuwe sofa kry, is 'n afrigter want hulle kan nie coach spel nie, nee. Kan nie verstaan mense. Ek het al hoeveel keer gesê spel coach reg asseblief as jy hom wil fire, kry dan die titel reg. Jy weet, wat dink jy? Absoluut.
Ja, verseker. Nee, ter verdediging van die Bulls is nie altyd doom en gloom gewees nie, die omstandighede, maar jy speel ook soos met jou spelers wat op die veld is. Hierdie een vriend van my sê ook hy wens dit daar was nog 'n leerbal wat hulle mee gespeel het, dan het hulle gemaak soos Buurman van Sail het die bal as dit nat is, hulle verwag nat omstandighede, het hy hom in 'n emmer water gedruk en gesê hier so hardloop gaan speel. Maar nou ja, ons weet dat die balle van vandag is weatherproof. Daar's geen verskoning daarvoor nie. Maar weer eens, en ek sê dit elke keer, selfs as ek kommentaar lewer, dan sê ek dit, dis 'n gelykmaker. Reën is 'n gelykmaker, 'n natveld is 'n gelykmaker. Enige tyd jy kan hoe goed wees, jy kan hoe sleg wees, is 'n gelykmaker. En ek stem saam met jou oor die bank van die Bulls. Terughou rugby gespeel. Nie nodig om te gaan hard speel om die Bulls om ver te werp en die Bulls plan B tot plan Z gaan probeer omverwerp nie. Hou terug, die Bulls moet die speelwerk doen. Bulls was desperaat en dis die ander ding. Bulls het desperaat begin raak. As desperaat begin raak, dan maak hulle foute. En dis presies wat gebeur het. Jack het gesê die bulle moes meer dapper gewees het, of brave is die woord wat hy gebruik het. En meer kantlyn toe dalk geskop het en alles. En ons wat later gebeur het in die JRC uitstryd, né? My gevoel was daai laaste strafskop wat ons maar paal toe geskop het, die 2 punte gevat het en dat is ten minste die Stormers ook terughou en dan weet hulle ook net 2 punte gegee, maar ek weet nie of daai braaf ding vir my veel gewig dra nie. Jy weet, dit is nou klink te goed en dit lyk goed op papier, maar dit wen nie titels nie. Jy verstaan wat sê jy? Nee, verseker en ook nie 'n wedstryd nie. Wen verseker ook nie 'n wedstryd soos die wedstryd wat Saterdag al was. Die Bulls het ook hulle self te blameer vir nie akkurate skopwerk aan die kant van Kriel nie. Ek weet Jake het gesê hy gaan bly met Kriel totdat hy 'n behoorlike skopper gekry het wat 'n behoorlike stelskopper is. Kriel sal doeteenvoudig net haar sy toe moet raak. Ek eis as ek moet dink wat gebeur teen Leinster en Leinster al die punte wat daar vir jou behoorlik kan oorwees is skoppe pale toe vir die Bulls. Leinster is 'n ander dier, is 'n ander animal, al bring hulle beespan hiernatoe, is nog steeds Leinster. So skopwerk, jy sal al hoe meer akkurate skopwerk moet kry onder andere van Kriel se kant af. Ja, kyk, Jakom gou vir Rassie kuier, net so na die beleidingskamp, dan gaan die twee nog gekoppe by mekaar sit. Jy weet mos. Ek het dit nie gesê nie, jammer. Ja, nooit. Nee, jy het dit gesê nie. Okay, dit is die enigste daarby wat laasweek gebeur het nie. Die Lions en die Sharks absoluut afgeslag daar op Ellis Park. Ek het dit nie in my wildste drome sien kom nie. Waar was die Sharks? Was hulle ooit daar? Was dit net skimme wat daar rondgehard het op Ellis Park? Want verraggies, nou, hulle was net mooi nêrens in daai wedstryd nie. Ja, Sharks is ernstig gewond geweest. Ja, is weliswaar ek lees nou van Sondag af lees ek die treurmare oor die Sharks en die strength team en bla bla bla, maar nog steeds die Lions het die geleentheid gebruik. En dit is wat my absoluut frustreer ook aan die kant van die Lions. Die Lions kan sulke fantastiese rugby speel. En dan speel hulle dis soos as jy 'n stort oopmaak en dan kom die warm water uit en dan gaan die warm water weg. En dan kom die warm water uit en dan gaan die warm water weg. Dis wat die Lions vir my doen. Dis presies dieselfde storie. Speel met 'n magdom van oortuiging, speel ongelooflik goed en dan ewe skielik dan is hulle net weg. Nou ja, ons sal sien hoe goed was hulle poging verlede naweek gewees. Hierdie naweek is dit natuurlik 'n omruil wedstryd ronde 1 wat moet herplaasvind tussen die twee as gevolg van die Currie-beker eindstryd verlede jaar. Dit sal interessant wees om te sien wat die Lions gaan doen in Durban. Maar nou ja, dis 'n perd van 'n ander kleur, is ook 'n ander storie. Maar die Lions, ja, ek weet nie, ek het min te sê oor die Lions. Die inkonsekwentheid. Ek het altyd 'n vriend gehad wat gesê het as jy wil inkonsekwent wees. Ja, as jy wil inkonsekwent wees net konstant inkonsekwent. So ja. Dis nou 'n contradictio in wat 'n term, wat moet terminus. Jy's ja, ek moet jou sê, en nou natuurlik ons onthou, môre is die naweek is die 4de derby in 'n ry vir die Blues, net soveel as wat dit vir die Bulle was. Die Blues het die Stormers geklop, toe het hulle teen die Bulle verloor en toe het hulle teen die Sharks gewen, myle ver, en nou die naweek moet hulle die Sharks in Durban gaan pak. Ek sal graag wil sien in terme van daai wisselvalligheid wat jy nou gesê het, of hulle dieselfde wedstryd kan uithaal as wat laasweek gehad het. Natuurlik is Durban baie meer bedompig, is warm. Andre het my laasweek 'n interessante ding gesê. Hy sê dis nie die nattigheid op die bal nie, dis die ouens se liggaams sweet en goed wat meng. En dis hoekom Rowan Pienaar voel daai gewrigs goed om sy by daai sweetbande om sy gewrig te gedra het. Daai water, ja, dat goed nie op die bal kom nie. En dis waar die probleem inkom. Dis wat die bal glad maak deesdae.
So ek dink ons gaan baie meer van daai aanslaanfoute sien hang af hoe warm dit is in Durban of dit gaan reën of so, maar ek moet eerlikwaar sê ek het mos vir Clinton gesê die Lions is my tweede span, ek sal behou, maar ek sien swaarigheid. Ek dink die Sharks het 'n punt om te bewys hierdie naweek en weet dit by die huis, die Lions is dalk soos ek sê dit 'n wedstryd te veel na mekaar. Ek vermoed die Sharks gaan wraak neem hierdie naweek. Wat dink jy? Ja, ek het so 'n bietjie na statistiek gaan kyk. Die Hollywood Bet Sharks sê, ek lees nou hier van direk van die statistiek af, won all their home games so far this season. Dis 'n baie groot kompliment vir dit. Rekord wat hulle verseker sal wil behou, maar hulle sal in hulle pas op ons wees vir die Emirates Lions soos wat ons gesê het. Ander interessante een, die Sharks is meer effektief op aanval hierdie seisoen, 30 punte meer aangeteken as die Lions in hulle 11 wedstryde, maar die Lions het meer punte, het 43 punte minder afgestaan, 43 points fewer. En dit gaan dit balanseer die ding vir my nogal uit. So, ja, maar onthou, daai 43 punte kom alles van laas naweek af, hoor. Ja, verseker. So ja, hulle gaan interessant raak. Hulle sal gemotiveerd wees, want onthou hulle, ek praat nou van hulle as die Lions, wat in die 8de posisie, hulle is nou in die 9de, hulle is in die 8de posisie wil inskuif. En die Sharks wil kyk, die Suid-Afrikaanse skuld, die SA skuld is natuurlik op die spel vir hulle, sou hulle dan hierdie wedstryd behoorlik wen. En dit kan 'n groot veer in hulle hoed wees. Hulle sal die derde span dan wees wat dit dan inpalm, derde Suid-Afrikaanse span, die Stormers, die Bulls verlede jaar en dan as hulle dit maak, die Sharks. Maar hulle sal ook wil by die Bulls verbyskuif, want hulle is nie te ver agter die Bulls nie. Ja, maar hulle is ver te ver agter. Hulle gaan nie nou kan verbyskuif nie. Wat is dit nou 10 punte of iets, ja. Ja, jy weet nooit wat hulle verder gebruik hierdie moment. Ja, later in die seisoen, ja, definitief, ja. Want dit is altyd waarvan Jake praat en sê, hy herinner ons gereeld daaraan, die span wat voorloop, is die span wat noodwendig die koppie wegdra nie, en ook die span wat die skuld wen, is nie noodwendig die span wat in die eindstryd speel. So, maar beteken hierdie skuld enige iemand? Jy het ook gesê die Stormers gewen, die Bulls het verlede gewen, en die Sharks gaan miskien wen, of die Stormers miskien met, maar wie gee om? Ek bedoel, dit beteken vir my net maar niks. Dit is nie om ons dit nou verloor het, dat ek bietjie suur is daaroor nie. Ek dink maar net, dit beteken vir my veel nie. Wat dink jy? Nee, ek dink presies dieselfde. Ek nou die dag vir die eerste keer na die skuld gaan kyk by Loftus, daarvoor in Kirkmestraat se uit glaskas staan die skuld uitgestal vir tyd en wyl, want die Bulls gaan hom nie weer kan wen nie. Maar dit beteken vir my persoonlik soveel soos wat jy sissie sien. Amper sê hoe wat regtig hoop jy vir jou beteken. Amper glipy woordjie uit. Dit is vir my nou. Ja. Net soos wat jy sissie sien. Ja. Hoorie Simon, ons het die laaste begin gesels oor die 6 nasies daar saam met Harry. Ons het 'n hengse klomp uurse ondersteuners daar op Megaphone Rugby ons Engels kanaal gekry. En ek moet sê ek begin nou dit bietjie ek geniet dit nou baie meer en veral hierdie naweek wat Ierland teen Frankryk gaan speel. Kyk, ons gaan natuurlik altyd van hulle het einde van die jaar speel daar oor see, een in die Viva Stadium, een in Stade de France. Groot wraakwedstryde, veral vir die Ire wat vir ons laas kom klop het hier in Durban, wat op ons eie tuisbodem kom klop het, en natuurlik Frankryk wat nog steeds suur is oor daai kwart einde wat hulle verloor het teen ons. So ek dink ons baie op die spel. So ek gaan met vasgenale oë en ek dink Rassie ook, hy gaan soos hy sê, hy gaan 7 TV's aanneem te kyk wat daar aangaan. Groot wedstryd. As Ierland wen, dan wen hulle die derde keer agtervolgens die kampioenskap. Ongeëwen nog nooit voorheen gebeur nie. Wys jy hoe moeilik dit is? Dan dink jy die bokke wat 3 keer agter mekaar 'n wêreldbeker of nog moeiliker is. As Frankryk wen sonder 'n bonuspunt en Ierland verloor met 1 bonuspunt, hulle is altyd op 15 punte. En Engeland wen teen Italië met 'n bonuspunt, is al 3 van daai spanne op 15 punte. Beteken volgende naweek gaan 'n thriller wees, né? So wat dink jy? Ierland teen Frankryk. Frankryk se bank is 901 kg. Weet jy of jy dit gesien het nie? Ek het dit gesien, amper 'n ton. Wat op aarde. So ek sê baie bitter bly ek sê Sam Prendergast, want ek vertel ek dink hulle gaan vir hom kom soos enigiets. Daarom ouetjie gaan moet sy keertjie, maar sy verdediging is nie baie goed nie. Wat verwag jy van daai wedstryd? Ja, ek verwag presies dieselfde. Dit gaan 'n wedstryd wees om na te kyk. En dit gaan een van die beter wedstryde van die naweek wees, verseker. Natuurlik ons plaaslike derby wat vir my top aan die lys is van gewilde wedstryde, maar as jy praat van 6 nasies, interessant, ons
Interessant dat die twee noordelike halfrondspanne nou sogenaamd ons aardsvyande begin word het, om plek te begin ruil vir Nieu-Seeland, wat ons altyd wys jy as jou sandpit groter raak, dan kry jy meer maatjies by, en jy kry maatjies wat ander dinge begin doen. So ja, ek sal dit baie noukeurig dophou, juis ten opsigte van volgende naweek se finale beslissings wat die nuwe kampioen gaan kroon. Maar dit gaan vir my interessanter wees om te sien wat die uitslag gaan wees en die manier waarop die een span die ander span gaan wen, oor wat Rassie gaan te sê het later in van sy persverklarings na aanleiding van hierdie wedstryd van hierdie naweek. Want jy kan verseker wees, soos Rassie tereg sê, jy is heeltemal reg, jy het gesien sy perskonferensie sê ook daarvan, dat jy sal op alle plekke sal moet kyk en jy sal al die skills moet kyk. En dis my baie interessant daai deel. Hoe beter, en Rassie het dit ook spesifiek genoem in sy perskonferensie, hoe beter die bokke raak, hoe meer vang die ander spanne, insluitend in die noordelike halfrondspanne, vang ons al hoe meer op. Felix Jones ook onder andere 'n melding daarvan gemaak. Jy moet dink asof daar nie 'n boks is nie, never mind uit die boks. Jy moet dink of daar nie 'n boks is nie. En dit plaas die druk al hoe meer dat jy al hoe beter sal moet speel vir dit wat jy kan doen, vir dit wat jy in staat is waar jou krag lê. Nou ja, ek hoop nie Skotland se gekerm oor die bokbombank kry veel aftrek by wêreldrugby nie, maar dit is net weer eens 'n gechankery. Want dit is 'n struktuur in Suid-Afrikaanse rugby wat al hoe beter werk. Nou ja, daar was al sprake gewees vroeër ook om die scrum heeltemal te neutraliseer. Ek dink, I digress, soos ek sê. Kom ons kom terug na jou en na wat jy sê. Dit is die 6 nasies. Jy het genoem van ons sandboks wat 'n bietjie groter raak en ons groot maatjies wat al die jare saam gespeel het en nou die ure ons karretjie kom steel, maar ek wil vir my bly die All Blacks nog steeds. Vir jou hierdie jaar se wedstryd is Rassie gesê daar's 15, miskien 16 toetse hierdie jaar. Vir my gaan daai wedstryd op Eden Park teen die All Blacks van die wedstryd van die jaar wees, ongeag van Ierland en Frankryk. Hulle bly maar net pretenders to the throne wat ons aanbetref. Jy weet, die All Blacks is ons eintlike aardsvyande en groot vriende. Maak geen fout nie, maar bedoel, ons het 1938 laas op Eden Park gewen. Ons het laas in 1994 verloor op Eden Park. Kan jy jou indink wat op die spel is in daai wedstryd? En ons het nou 4 in 'n ry gewen teen die All Blacks, né? Hulle gaan nie sommer net gaan lê nie. Dit gaan 'n magnifieke wedstryd wees daai. Absoluut. Dit gaan een van die hoogtepunte van hierdie jaar se rugby wees. En interessant, terwyl ons daarvan praat, ook 'n interessante opmerking wat Rassie ook gemaak het, dat hy wil hê dat die rugby kampioenskap na die begin van die seisoen toe moet skuif, sodat Suid-Afrikaanse spelers beter geleentheid dan kan hê om te kan rus, die rustyd, omdat ons 12 maande aan mekaar speel. Gaan luister na daardie video van Rassie, dan sal jy agterkom oor hoe hy dink. Ek dink is 'n geniale plan. Ek hoop dit kan aftrek kry. Dit sal verseker vir die suidelike halfrondspanne 'n beter opsie wees. Dit sal Suid-Afrika verseker help. Maar Eden Park, altyd die wedstryd, die plan, die plek om te gaan wen, die plek om te gaan speel. Ek dink is letterlik die holy grail van rugby in die wêreld, as jy daar gaan speel. Behalwe Ellis Park teen die All Blacks. Ja, behalwe daar. Ja. Okay, Simon, dankie vir dit. Dit was lekker. Ons sal weer volgende week gesels. Jy gaan natuurlik hierdie naweek Radio Rugby se Afrikaanse kommentaar vir ons stroom hier op YouTube, op Raakvat Rugby se YouTube kanaal, ook op Pretoria FM se Raakvat as 'n YouTube kanaal, waar ek nou Raakvat. So ek altyd daai skakels sal ek hier onder in die beskrywing sit en dan kyk ek uit vir daai lewendige kommentaar. Dis baie lekker. Ons luister lekker oudtydse, nie maar ou styl Afrikaanse kommentaar. Mense hou baie daarvan, maak seker jy moet luister saam. So ek sien uit daarna, Simon. Hoop jy is op jou beste. Dankie, ek gaan probeer om op my beste te wees. Ek gaan 'n groen limonade nou slag en hopelik is dit die intree tot die naweek se lekker rugby praat. Dit is altyd lekker om oor die Lions en dan onder andere oor die Sharks ook te praat. Ons sien ons getroue luisteraars, kykers daar aan die ander kant. Dankie MW, dit was lekker om saam te kuier. Groetnis. Lekker naweek en sterkte. Ek praat môre met jou wanneer ons lewendig oorskakel. Mense kom gesels saam. Jy kan daar op die chat kom gesels met ons en dan praat ons 'n bietjie rugby. Onthou net op Raakvat Rugby se YouTube kanaal en op Pretoria FM se YouTube kanaal. Ons dra albei Radio Rugby se regstreeks Afrikaans kommentaar. Dankie Simon, lekker naweek, goed gaan op jou. Dis die Raakvat Rugby podcast